Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons herder. Vriende, baie welkom by nog 'n sepie verhaal van my en my vrou se programmetjie Groei Saam Met Chris. en Eldien. Maar ek is eintlik Eldien. Ek moes gesê het Eldien. Ja, kyk of jy my naam onthou. Ja, gelukkig. Vriende, ja, voor ons begin, kom ons begin op regte manier. Kom sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie. Weer eens vir hierdie geleentheid wat ons het om saam by U te kom leer. Here, om te kan stil word, net om hoor wat die Gees vir ons wil sê. Here, help ons regtig om te fokus op U. En ja, Here, laat ons die wêreld bietjie daar buite los. Vader, ons loof U, ons prys U in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Wat sy vriende, ek hoop julle geniet die program. So, kom ons groei. Chris, Eldien, gaan dit? geseën, dankie met jou. Lekker, dankie. Het jy 'n bietjie tyd vir my vandag? Natuurlik, ek het elke dag 'n bietjie tyd vir jou. Elke dag. So, ek gaan jou meer kom sien in die week. Ja, sê behoefte daar net, ja. OK, dis nogal goed om te weet. Ek wil pas op dat ek vir jou rekening stuur. Rekening vir konsultasie. Konsultasie, ja. Nee. Ek kan dit bekostig. Dit sal seker baie duur wees. Nee man, dis verniet. Daar sal net staan 0, balance due 0000. Dankie tog. Want ek het nie nog geld nie. Nee, is alles reg. Hoe help ek? Chris, ek het gesien daar by jou kerk, die bord staan daar op JCR MTS. Waarvoor staan JCR MTS? Eldien, weet jy, ons hoof, professor Aubrey, jong, die kerk het al ontstaan van 2015 af, waar prof Aubrey besig was met een van sy vriende wat die kerk gestig het. Ja, en soos wat die tyd verloop het, het sy vriende begin vasbrand, en hulle het nie regtig meer tyd gehad, of ek weet nie of tyd of lus gehad om verder te gaan met die kerk nie, want hulle het die gebou verloor waar die kerk gehou het, so ietsie. En ja, toe vat hy dit nou, toe vra hom of wil hy aangaan met dit en dit oorvat, sê ja, natuurlik. So ja, dit is waar JCRM geboorte gegee het, kan jy seker maar sê. Dit staan vir Jesus Christ Reformation Ministry. So dis was JCRM. En meer dit het TS bygekom. TS? Ja, TS, dit staan vir Theological Seminary. So, dit is basies 'n leerskool. Soos dit is WOX. Wat jy kan aansoek doen om, jy kan of berading swat of jy kan bediening ministry, theology en evangelie kan jy deur hulle swat. En ja, dit is maar waarvoor dit staan. Okay. En weet jy, as jy leer, jy het nie nodig om in 'n klas in te gaan sit en 'n klas te hou of al dit is nie. Ons kan vir jou al die dokumentasie stuur. Jy kan alles online doen. En ja, so enige plek in Suid-Afrika waar jy is, kan jy bedien word. Okay, so JCR MTS staan vir Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. Dit is die kerk. Nie seminary nie, hè? Dis 'n begrafplaas. Nie seminary nie, seminary. En WOX is die skool wat hulle gebruik om te leer. Word of God Seminary. Ja. Okay, en so jy kan online leer as jy by hulle leer. Ja. En jy kan so ver gaan soos in doktersgraad, professorgraad. Dit is ook 'n prof en profs. Het ek by Word of God Seminary geleer? Ja. Wow. Hy het dit dan gestig. Dit is fantasties. Ja. Wat ek nou gevra het, okay, so en waar is hoeveel takke het julle? Eldien, ons het 5 takke. 5? Ja. Waar is hulle? In Suid-Afrika. en watter waar? Een is in die Oosrand, 2 kan jy sê is in die Oosrand. Ja. Een is in Val 3 ook. Natuurlik is een in PE
en die ander een is in Wolmaranstad. Okay. So by Prof hulle is dit vol oor, né? Ja, En dan so een by Brakpan, Oosrand, waar Ja. Dr Pieter Boysen is. Ja. Dis iemand wie ek mos, dis jou broer met wie ek mos gepraat het, né? ja, En dan is dit is 'n daar familiebesigheid. Hulle is mos familie. Nooit. Nee, ek bedoel die kerk. Ja, En ek het my verbeel die Jameson ene is Barry. dis reg, ja. Barry Bredenan Ja, van die radiostasie van Joy Radio. dis korrek. En dan Wolmaranstad het ek gelees, ek het op julle YouTube kanaal gesien van pastoor Karel van Heerden. Dis korrek, ja. Okay, en sy vrou Elmarie. Jy het nogal baie leeswerk gedoen. Ja. Nou kom vra jy my al die vrae as jy dit alles ken. Ja, maar ek is nou nie seker hoe dit alles nou mooi in mekaar pas nie. Okay. So ja, En nou wat doen JCRM alles? net wat hulle wil. Soos wat? Net wat ons wil. Soos hulle wil party hou, hulle party. Net soos ons wil. Okay. Maar nou kerksgewys. Hoe bedoel jy, wat doen ons? Ons hou kerk. Ja, en kan julle so troues doen en sulke goede? Jou dientjie. Ek ken nie op my bord mooi gelees wat daar staan nie. Nee, daar's klomp woorde. Ek lees So kan jy nie Engels lees nie. Ja, maar ek is nie lus om al daai goed te lees nie. Genade. Wat Ja, het dan? Eldien, ons hou troues, ons hou begrafnisse. Ons kan berading gee. En ja, alles vir jou gees, wat jy nodig het om jou gees te laat groei. Okay. Dit is fantasties. Ja, bemoediging, ons kan jou bystaan deur moeilike tye, goeie tye. Ja, ons is maar net Jesus hande en voete. Dis nogal baie nice. Ons probeer nice wees. Ja, ek het so gedink. En dan so dis JCR MTS, maar julle YouTube kanaal is dan JCR Ministration. Dis wat jy vir my vertel het van die naam wat verander het. Ja, het net langer geword. Ja. Okay, dit is nogal interessant. Ja, nee, dit is So, hoe lank is jy nou 'n pastoor daar? Wanneer was jy geordyn gewees? Jong Eldien, ek het ek dink dit was 2019 ek begin swart by hulle. En ja, seker so 2 jaar terug is ek geordyn as 'n volpastoor, volwaardige pastoor. Wat was jy dan voor jy 'n volpastoor was? Halwe Ek gaan nie halwe pastoor wees nie. 'n appie pastoor. 'n Appie pastoor. Ja. Okay. Dan moet jy nou seker genoeg dienste inkry voordat jy nou 'n volwaardige pastoor kan raak. Soos weet jy moet mos maar jou prakties doen, jy moet dit teoreties doen, jy moet alles doen. Dis nie net van jy word jy nie. Jy moet dit op die regte manier doen. Ek het gedink as ek lus is om 'n pastoor te raak, dan begin ek net met my eie kerk. Kyk, nee, wag, laat ek gou daar pos, hoor. Lus is 'n gevoel. Ja. Dit gaan nie oor gevoel nie, want jou gevoelens kan vir jou jok. O. Moet 'n passie wees, moet jou geloof wees, moet jou dring. Dit is wat jy wil doen. So ek kan nie net sommer net gaan en sê ek wil nou 'n kerk stig hê. As jy geroep is daarvoor, is die Vader met jou praat, ja. Nee, ek dink nie so vir my nie. Maar ek sê maar net as Maar nie dit gaan doen net om die etiket te dra van hoor ek het 'n kerk. Werk nie so nie. is daar dan mense wat sulke goed te doen. Eldien, kyk jy nie. Ek kyk baie TV. Ja. Hoe dink jy? Jy het al gehoor van my Bethel churches. Al daai plekke nie. Ek kan nie mense se name hier noem of nie, maar daar is toch mense wat valse boodskappe gee, valse boodskappe stuur. Soos valse leringe. Ratte voor mense so oordraai, olwenskap, dat is daar. Dit is maar altyd sê, belangrik om jou eie Bybel te lees. Dat jy self weet wat in daai woord staan, voordat jy iemand gaan luister wat op jou lees. So, ja, dis erg nogal, né? Mens en so eintlik lei daai mense op die verkeerde pad. Die mense wat die vals leraars is. Nou ja, natuurlik. Ek dink dat dit 'n vals leraar is. Beteken dit nou jy gaan die regte pad? Nee. Maar dis scary. Hoe moet Dis die wêreld. ek weet dat ek by 'n verkeerde kerk is nie? Lees jou Bybel. Wat? Ken jou Bybel. Dit is 'n So versie, maklik soos 'n dit. liedjie wat jy altyd sê. Lees jou Bybel, bid elke dag. Want Dit gee jou krag.
Dit is hoekom. Ja. So ek lees nie die Bybel net vir sommer dat ek die Bybel wil lees nie. Aldien, 'n mens lees die Bybel om jou geloof te versterk. Om jou kennis te vergroot, om jou te bou in jou geloof, om te hoor wat Vader vir jou sê, om vir Vader te luister. Vader praat deur sy woord. Jy lees nie net die Bybel soos 'n storie. Dit is nie 'n storieboek. Dit is gemaak om te leer, reg te help, te tig. Daarvoor, dit is waarvoor die Bybel daar is. Soos handleiding, soos padkaart. Sjoe, dis baie mooi gesê. Okay. So dit is nou die kerkgedeelte en dan het jy nou die studie gedeelte ook. Yes, ja, jy's reg. Dan het ons dit ook, ja. Natuurlik ons Sondagdienste en seker dinge, ja. Ek het nou weer 'n adres vergeet. Aldien, dit is 16 Sluiskenlaan in Fairglen. Fairglen. Ja. O ja. Ja, nou onthou ek. Ek was daar al een keer daar gewees. Okay. Jy weet dan ek was een keer daar. Ja nee, dis reg. Ek dink dis jy was om een keer ja. Ja, Chris, ek het daarso by jou kerk het ek nog 'n en ek het gesien op jou hemp, het jy so 'n hemp gedra met 'n embleem op. So 'n goue embleem. Ja, die chaplaincy is embleem. Chaplaincy is all. Ja, ons het hande gevat saam met hulle ook. So ja, ons is deel van hulle. Chaplaincy is all. Ek het nog nie van hulle gehoor. Wat is hulle? Aldien weet jy, as jy kan onthou in die staatsdiens, of jy sal nou seker nie weet nie, maar daai chaplaincy daar ontstaan, dink ek. Maar dit is 'n lang storie, want ja, ons sal dit baie meer tyd moet by mekaar maak as ek jou die hele verhaal moet vertel, maar kortliks is dit maar mense, ons is hier om Jesus se hande en voete te wees. Ons is 'n non-profitable organisation, so ons maak geen profit uit niks uit nie. Ons is net daar, soos ek sê, om Jesus se hande en voete te wees, om mense te help waar dit nodig is, bemoediging. As daar 'n probleem is, as daar dood is, 'n skouer om op te huil, oor om te luister, voet om te help, hande om te help, 'n drukkie om te gee as dit moet. So, ja, dit is maar die kort van dit, maar daar is ook, ek dink amper iets soos 22 afdelings, kan jy sê, wat die ja, daar's nou meer, daar's nou 29 afdelings wat die chaplaincy bedien. Ja, jy kan dit sommer so 'n bediening sê. Om dit net kort te vat, is animal pet unit, ons het 'n hulplyn, soos 'n call center, child and teen trauma support unit, children abuse awareness unit, community chaplaincy. So ons reik uit na mense, ook die prison chaplaincy, disability unit, domestic violence unit, elderly support, EMS chaplaincy unit, fire and rescue, hospitals, military, missing people, motor accidents, en dan bedien ons ook die polisie. Want jy weet dat baie van die mense sien ons baie dood, vrede goed elke dag, en soms het hulle is ook ons maar net mens, ook nodig om net met iemand te gesels. Sien, ons doen berading ook, free of charge natuurlik. Jy sien, daar het goed bygekom, so school anti-bullying, sexual assault, sports chaplaincy, alles wat jy ook al aan kan dink. Teen pregnancy, trauma and crisis response, women and children's shelters, youth chaplaincy,
hospital unit. En ja, ons is maar aan beweeg. So ons het nie net 'n vaste bediening wat ons sê ons bedien net die deel van Soos byvoorbeeld van dit nie. net die 10 pregnancies byvoorbeeld. Julle doen nie net dit nie. So daai wat ek net vir jou gesê het, kan jy ons sien. Ons het voelers uit oral. En soos ek sê, ons doen dit nie vir profit nie. Ons doen dit van ons siende Jesus hande en voete. So kan enigiemand by chaplaincy SA aansluit. Aldien enigiemand kan daar aansluit. Maar ek dink amper die vereiste is dat jy moet wel 'n kind van die Here wees. Jy moet geloof in ons almagtige Vader. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is belangrik want ek weet dat jy nie Jesus liefhet nie, hoe kan jy ander mense liefhet? Hoe kan jy vir mense gaan omgee? Ja, dis waar. As jy nie Jesus in jou het nie. So dan kan dit 'n bietjie vir jou moeilik wees. Maar ja, dan sluit jy aan As 'n vrywilliger. as 'n vrywilliger, ja. En dan moet jy van hulle kursusse doen. Wat jy Okay. moet voltooi. O, ek sien hierso op hulle Facebook, ek sê die mense het sulke golfhempies aan. Dis seker die vrywilligers. Nee, dis net casual wear. En vrywilligers, jy het nog net nie 'n uniform. Okay. Maar ek het dit ook, dis die boftjies wat jy maar gesien het wat ek aan Ja. het gepreek. En dan die pragtige uniform, die wit hemp en al die goede wat daarbey kom. Is dit nou as jy nou 'n volwaardige chaplain is? Ja, dit is jou uniform. Dan jy nou basies jy moet seker kwalifiseer om 'n Ja, uniform te soos ek kry. sê, hulle bied kursusse aan wat 'n mens moet voltooi. En dit is daai kursusse bou jou in elk geval net op. Ek meen knowledge is power, is dit nie? Ja. So dit bou jou absoluut net op en jy weet jy waarvan jy praat, jy weet waartoe jy op pad is, jy weet wat aangaan. So ja, en dit is maar die kort en die lank van wat daar gebeur en wat ons daar doen. Okay, so maar nou, jy het nou gesê as ek nou of as iemand nou soos 'n vrywilliger of 'n chaplain wil word, dan moet jy 'n kind van die Here wees. So help julle net kinders van die Here. Nee, Nee. nee, Jesus net mense gehelp wat gelowig was in hom. O, seker nie. Nee, ons help almal. So maak nie saak Wat se ras, wat se geslag, wat se geloof, maak nie saak nie. Jesus het ons nie geoordeel hoe jy gaan nie jou help nie, jou help. Hy het nie. So wie is ons? Ons kan dit doen. Ons help almal. Okay. Want onthou net jy sien dit mos nie 'n kleur nie. Ja. So, ons is almal geskape vanuit God se hand. Almal. Dis keuses wat ons maak wat jou laat afdwaal of op 'n ander pad baie wandel, maar ons is nie daar om jou geloof te swaai. Ons is nie daar om jou te oorreed om Jesus te volg. Ons is nie daar om Jesus se hande en voete te wees. Dis so julle soos 'n hulporganisasie. Ja. Okay, en As jy probleme het, dan bel jy soos 'n dominee of 'n pastoor. Maar ons bedien nie net 'n gemeente nie, 'n kerk nie. Ons bedien almal. so wat is jou rol in hierdie chaplaincy? SA? Ja, ek is die branchkommander nou hier in PE. Ons besluit hulle wil 'n bietjie uitbrei. Kyk, die tak is oral al. Maar PE het nog nie 'n unit kan jy sê. So ja, ek is die branchkommander nou hier. So ja, ons wil ons dan natuurlik die organisasie laat groei. Sodat julle meer mense kan hê wat kan help en kan bystaan. Ja, en dat mense bewus raak van ons. Weet daar is hulp sonder koste. Dis baie nice. So dan kan enigiemand aan julle deur kom klop en sê ek het hulp nodig met dit of Soos dat. Ek sê enige iemand. Okay, dis nogal baie interessant. En as ek wil deel raak byvoorbeeld, sê net maar ek het hoor jy het gesê van die tronke en alles. Dink jy dit gaan iets soos wat ek sal kan doen? Aldien, ek weet mos nie, ek ken jou mos nie. Jy moet mos te weet waar jou liefde lê, waar jou dryfkrag is, waar jy jouself. Mense kan nie vir 'n mens kies nie. Jy moet weet waartoe jy op pad is. Jy moet wel weet wat jy wil doen, waar wil jy uitreik, waar wil jy bedien, waar wil jy help. Jy moet daai keuse maak. Ek kan dit nie vir jou maak nie. Maar
toets chaplaincy se mense nie hulle mense om te kyk wat hulle goed in is en waar hulle gaan inpas nie. Aldien ja, net sulke assessments wat jy kan invul en ja, en dan kyk in watter rigting jy kan ingaan en inslaan om jou net 'n riglyn te gee. Okay, so as ek nie weet waar ek wil inpas nie, dan kan ek daai assessment doen en dan obviously die studiemateriaal by hulle kry. Korrek, yes. En goede. Ja. Maar dis nogal interessant. Sjoe. Ek het al 'n foto gesien op jou WhatsApp status van jou met jou in jou uniform. Ek het gewonder of jy nou in die polisie is of wat. Nee, ek het nog 'n day job ook. Day job. Ja, hierdie day job. Ja, nee. Shame. Dit sou nogal seker lekker gewees het as jy dit voltyds kon gedoen het. Ons kyk hoe te vader se plan, hè. Kan hom nie aanjaag nie, kan nie vooruit praat nie. Vader het 'n plan en kyk met alles. Ja. Ek bedoel as hierdie chaplaincy ding van jou nog van julle nou groei en alles dan kan dit iets wees wat mens op permanente basis kan doen. Kyk hoe vader ons lei. Ja. Chris, ek sien hierso op hulle Facebook, hierso is nogal interessante inligting. So it sê hierso you have joined chaplaincy SA, what now? So wat sê hulle? Joining chaplaincy marks the beginning of a journey of service, growth and responsibility rather than immediate move into active fieldwork. So jy moet eers bietjie groei, bietjie leer en al sulke goede. Okay. See, new members are encouraged to start by familiarizing themselves with the organization's vision, values, policies, and ethical standards. Ja, die Facebook sê nogal redelik baie. Ja, dis nogal baie interessant. En dan sê hulle hierso, dan moet jy nou dit vir 'n periode doen en sê hulle hierdie periode laat individuele hulle self emosioneel en mentally voorberei vir die chaplaincy werk. En dan understanding membership status. Ja, kyk, daar is nou ongelukkig is daar 'n membership fee wat jy moet betaal. Maar dit is net elke jaarliks. Okay. En dit is regtig nie baie nie. Maar weer eens, vader sal voorsien. Ja, nee. It staan hier so, understanding membership status is essential for every new member of Chaplaincy SA. Membership status determines the level of responsibility, authority, and involvement permitted within the organization. New members must clearly understand whether they are registered as volunteers, probationary members, or full members. Okay, so jy's 'n full member. Ja. En volunteers is mense wat net uithelp en goede. Dis reg. En probation mense is mense wat uithelp en graag 'n volle member wil word, maar hulle moet eers die studiemateriaal seker doen. Dis korrek, ja. Okay. Dan staan hier so nog registration and administration processes form an important part of chaplaincy SA and must be completed accurately and responsibility. Dis nou seker sodat jy nou nie iets verkeerd doen en jy weet jy doen iets verkeerd sê nou maar en hulle sien okay ja jy's 'n goeie voltydse member maar meanwhile het jy gister 'n bank beroof. So eintlik moet jy dit eintlik gedekleer het. Natuurlik. Okay. En dan staan hier so expectation of new members. Expectation of Chaplaincy SA, it's clear expectations for new members to ensure safe, ethical and effective integration into service. New members are expected to demonstrate commitment, reliability and willingness to learn. They must follow organizational policies, attend required training and accept supervision and guidance. So as ek nou as 'n volunteer wil doen en die persoon wat nou my nou help, ek luister nie na daai persoon nie, dan is ek eintlik nie geskik om 'n chaplain te wees nie. Jy luister mos nie vir guidance. Ja, so dis nou hoekom ek nou sê. So dan gaan dit nie vir my werk dalk nie. Hoekom lyk dit nie vir mense te luister nie? Nee, ek sê as ek nou nie wou geluister het nie. New members are not expected to have all the answers, but they are expected to act responsibly and within their level of authority. Respect for confidentiality and ethical boundaries is essential from the beginning. Hoekom moet ek confidential bly? Want sommer, dit is ons privaat, wat jy met ander mense gedoen, ander mense gesels en noem, almal wil nie hulle stories uitgelap hê mos, hè?
Dit is dieselfde soos 'n pastoor ook. En die mense kom gesels met hom in privilege en privacy. Hulle wil mos nou nie hier die hele wêreld moet weet wat hulle mee sukkel of waarmee hulle worstel of wat ook al nie. Dit is mos tussen jou en hulle en die Here. O ja, okay, dit maak sin. Okay, so dan moet ek leer om my mond te hou, eintlik. As ek 'n Hoekom het chaplain, die Here vir jou 2 ore en 1 mond gegee? ek dink ek moet meer luister, Meer te luister en minder te praat. minder praat. Okay, kom ons kyk wat staan hier nog. What is a volunteer? A volunteer chaplain is an individual who enters chaplaincy service without prior experience or formal training in chaplaincy. Volunteer chaplains offer their time and service out of calling, compassion, and a commitment to serving others. Volunteer chaplaincy is structured and regulated and is not informal or casual service. Voluntary chaplains are required to adhere to the same ethical standards, policies, and code of conduct as all members of chaplaincy. SA. Volunteer chaplains usually serve under supervision, particularly during their initial involvement. They may assist with community outreach, crisis response, support activity, and practical service as assigned. Volunteer chaplains do not operate independently or outside of organizational authority. The volunteer role provides an opportunity to gain experience, develop skills, and grow in readiness for further responsibility. Reliability, accountability, and commitment are essential expectations of all volunteer chaplains. Volunteer chaplaincy carries responsibility, structure, and clear expectations. So, jy kan nie net besluit ek wil 'n volunteer raak nie. Jy het nodig om na reëls en regulasies te luister en nie te dink jy weet beter as die persoon wat jou oplei nie. Korrek. Sjoe. Ja, skool wat ek dink jy is slimmer as 'n onderwyser. Ja, ons almal het. Ja, het jy ook Ja. so gedink partykeer? Ja, partykeer. Maar ja, het ons almal 'n les geleer. Maar Ja, wag. natuurlik, jy moet mos gementor word en getrein word, opgelei word. Okay, wel hierso staan my 'n volunteer wear 'n uniform. Ek is excited ek gaan 'n uniform kry as ek 'n chaplain raak. Uniform usage within chaplaincy is strictly dit klink na 'n probleem. Ek gaan nie 'n uniform kan kry nie. Is strictly regulated to maintain professionalism, clarity, and public trust. Volunteer chaplains may only wear uniform if authorized according to their organizational policy and their membership status. The uniform represents the organization and authority and must not be worn without approval. Restrictions protect the public from misrepresentation. So jy kan nie net 'n uniform dra nie. Nee, jy kan nie. Dit is dieselfde, jy kan mos nie sommer net 'n polisieuniform loop dra nie. Nou so sê volunteers who are not authorized may not present themselves as full members. Wearing uniform without permission may result in disciplinary action. Uniform use is linked to training, readiness, and supervision. Hier kom dit weer in van die training. Kyk, dit is belangrik om training te kry, om opleiding te kry. Dit is net vir jou noodsaaklik en natuurlik. Onthou, jy gaan met mense werk, jy gaan mense beraad, jy gaan mense bid, jy gaan hulle bystaan. En ek meen as jy nie 'n basiese riglyn het, guidance het hoe jy dit gaan doen nie, gaan jy mos nou 'n bietjie tyd draf. Ja, dis seker waar. Nou hierso staan van die full member. O, ek sou graag 'n full member wil raak, maar ek kan seker eers onder begin. Ons almal begin onder. A full member chaplain is an individual who has met the organization's requirements for training, experience, evaluation, and operational readiness. Individuals who have already been active in ministry or related service for a number of years may qualify for consideration as full members. So dis hoekom jy 'n full member kan wees. Want jy was active in ministry gewees. Ek is nie gewees nie, ek is nog steeds. Ja, nee, ek bedoel nou maar net. Subject to verification and approval by Chaplaincy SA. Full membership reflects a higher level of responsibility and trust rather than personal status or rank. Full member chaplains may operate with greater independence within defined organizational boundaries. They are authorized to perform a wider range of duties as determined by organizational policy and leadership. En dan staan hierso, full membership is granted through formal assessment and approval processes and is not automatic. Full member chaplains are expected to demonstrate consistent ethical conduct,
emotional maturity, and accountability. Where authorized, full members may mentor or supervise volunteer chaplains. Full members remain accountable to leadership and organizational structure at all times. Full membership carries increased responsibility and expectation. Trust, discipline, and ethical reliability define full membership. Dis klomp dinge, né? Nou, hier is nog 'n verskil tussen 'n volunteer en 'n full member. The difference between a volunteer chaplain and a full member chaplain lies in authority, responsibility, and operational scope. Volunteers usually operate under supervision with limited authority. Full members have completed the required training and evaluations and may serve with greater independence. Uniform privileges may differ between categories, decision-making authority, and leadership roles are limited to full members. Volunteers focus on learning and support roles, but both roles are essential to chaplaincy SA. Neither role is superior in value. Ja, want albei help ons nou mense. Natuurlik. En ons almal leef ons soos ek sê maar. Almal is hier se hande en voete. Okay. Hier is wat ek in belang stel. Do chaplains get paid or a salary? Chaplains CSA operates primarily as a volunteer-based service organization and chaplains do not receive a salary. Oh, sal ek kry nie salaris nie? Ag nee. Dit is 'n non-profitable organisation. Ons doen dit uit liefde. Oh. Okay, chaplaincy is viewed as a calling and service rather than paid employment. Want kyk so, né? Jesus het ooit betaling gekry vir sy bediening op aarde. Ek glo nie. So te dink, né? Ja, nee, ek dink nie so nie. Sjoe. Hier staan financial clarity prevents misunderstanding and abuse. Well, expectation of payment is not a condition of membership. Service remains primary motivation. Ethical conduct governs financial matters. Hier is van die training wat ek in belang stel. Orientation training is the first step in preparing new members for responsible service within Chaplaincy SA. It introduces organization values, policies, ethics, and operational expectations. Orientation helps members understand their roles, limits, and responsibilities. Required manuals and modules. Ja, hierdie gaan nogal interessant wees. Chaplaincy SA requires completion of specific manuals and modules to ensure readiness and competence. These include ethics, crisis response, communication, trauma awareness, and organizational procedures. Training equips chaplains with practical skills and knowledge. Requirements vary by role and membership status. Completion is mandatory for progression. Training protects chaplains and communities. Learning is continuous. Manuals are updated as needed. Education supports safe service. Training ensures professionalism. Ek wonder wat kos dit om hierdie training te doen? Jong, Eldien, ek het nou nie al daai pryse goed nie. Maar jy moet vir my sê as jy belangstel en ek sal dit altyd op hoor. Ja, ek dink Ek jy al daai info kry. ek dink ek gaan met 'n assessment doen want ek weet nie waar gaan ek inpas nie. Ek hou van diere. Okay. Ja, nee, soos ek sê, doen maar die goedjies en dan kyk jy maar in watter kategorieë inval. Dit is in elk geval net die werk vir die Here en dan moet dit ons lekker werk. Ja, ek dink dit gaan Dit is lekker lekker. om mense te help. Voel jy nie beter as iemand gehelp het? Ja, ek dink ek gaan lekker voel. On supporting victims, family and first responders. Chaplains provide support not only to victims but also to families and first responders affected by emergencies. O, so dis die polisie, ambulansmense wat jy nou van gepraat het. Korrek. Dan staan hulle by op 'n ongelukstoneel of 'n moordtoneel. Victims may experience fear, pain, or confusion, while families may face shock and grief. First responders may be exposed to repeated trauma and emotional strain. Chaplains offer emotional support tailored to each group's needs. They provide a listening ear and reassurance without judgment. Supporting first responders also help prevent long-term stress and burnout. Mense dink ook nie daai mense nie, né? Dis waar wat jy sê.
Hulle moet al hierdie ongelukstonele, al hierdie trauma moet hulle wees, maar Ja, niemand al dink aan daai hulle. lelik wat hulle sien, hè. Ja. En hulle kan eventually ook uitbrand en alles. Hulle is ook mos net mens. Wel, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Dis nou die eerste keer eintlik dat ek dit regtig sien. Hierdie Facebook bladsy van hulle is regtig nogal nice. Jy het net ek sien hier is al 29 units wat hulle het. Ja, Ek weet jy het dit nou nog genoem, maar ek het nie eintlik so lekker geluister nie. En ek het maar weer noem. jy kan. Ek wil net vir myself bietjie clarity kry. Okay, geen probleem, hè. So daar's en die goed is nogal nice. En basies 'n app in alfabetiese volgorde, behalwe ek sien die laaste twee is nie. So hulle het seker nie bygekom. Ja, daar is nuus wat bygekom het. Animal Pet Chaplaincy Unit supports for animals, pet handlers and owners. Nou, dis nogal interessant. Ek wonder hoekom sal hulle hulp nodig hê. Daar kan ek vir jou actually op Dr. Aubrey se Prof Aubrey se vrou Dr. Aubrey. Dr. Jill. Ja, Dr. Jill se nommer gee. Sy doen die petting daar in Vaaloor. Wat? Ja. Regtig? Ja, sy iets sien wat daar langs die pad loop wat nie lekker lyk of iets, vat sy dit sommer uit. Hulle het amper, jy kan maar sê hulle het 'n spesiaal uit by hulle eie huis. Sjoe. Okay, kan ek net weer haar nommer by jou kry? As jy dit vir my dalk kan gee. Ek gaan vir jou gou WhatsApp. WhatsApp, okay. Hier is dit. Dr. Jill Burger Howard. 074 689 6263. Nou, so sy doen animal goede en alles aan Vaaloor. Ja. Sy doen seker nie net dit nie. Want sy is baie versatile. Ja, nee, sy is. Chaplaincy Helpline and Call Center Unit. Ja, ek dink ek wil betrokke wees met dit nie. Dit sê so 24/7 emotional and crisis support. Ja, maar in elk geval is jy mos. Of ook dan sê jy nie ek. Ek is op 24 hours call. Wat? Ja, Sure, dis nie lekker nie. hoekom nie? Want wanneer slaap jy? Wanneer daar nie call is, Wanneer sien jou vrou jou? wanneer sy oë oop maak. Jy nie slaap nie. Okay, so is Child and Teen Trauma Support Unit. Specialized trauma care for minors. Ja, mens dink jy altyd kinders het ook baie keer issues nie, né? Verseker, né? Dan is daar Child Abuse Awareness Unit. Prevention, Education and Community Programs. Dis nogal interessant, want daar is so baie kinders wat abuse is en dan hulle moet maar net daarmee saamleef, niks gebeur ooit met hulle nie. Ja, nee, dit is hartseer. Dit is nogal rarig. Dan so 'n community chaplain, ongoing community-based pastoral care. Ons jy is deel van 'n community chaplain ook. Korrek. Okay, correctional/prison chaplaincy unit. Inmate and correctional staff support. So die staf, mense wat by die tronk werk, het ook counselling nodig. Tuurlik, hulle is mos ook mense, ek sê ons vir jou. En hulle dit doen altyd met hierdie kriminele wat dalk baie erg is en niemand besef regtig waar hulle gaan nie. Ja, sien so, dit is hoekom die chaplains soveel as moontlik organisasies probeer bereik. Om soveel as moontlik mense te bereik en mense te help. En dis eintlik basies waaroor dit gaan. Okay. Ek gaan dit klaar lees. Disability Unit, support for persons with disabilities and their families. Domestic Violence Crisis Unit. Dit sê immediate intervention and victim support. Sjoe, ek dink ek wil daar by huis kom waar daar domestic violence is en hierdie ou is nog bitter kwaad of hierdie vrou is nog bitter kwaad en sy slaan na my nie. Ja, maar dit is wat jy moet onthou, jy gaan nie alleen nie. O, Gewoonlik sal die polisie ook seker dan maar saam gaan of iets. okay. Elderly Support and Care Chaplaincy Unit. Dit sê care and companionship for the elderly. Ja, Is die dit ouer huise en gaan doen ons ook aankloppe en gaan sê net hallo, want jy weet ons baie van die ou mense, as jy, dit is eintlik hartseer, word net afgelaai by 'n aftreeoord en word vergeet van. Dis hartseer. Dit is ja. So dan doen julle dit ook. Ja, Ek het so 'n boekmerkie gesien. kyk jy. Ja. Wat maak julle met die boekmerkies?
Ons deel dit uit. Vir? Vir mense. Dat hulle ons nommers altyd by hulle het. As hulle hulp nodig het of iets. Dit is mos deel van bewusmaking. Okay, dis 'n goeie plan. EMS Chaplaincy Unit, support for emergency medical services personnel. Ja, soos ek sê, soos jy vir my reg gewys het nou, daai mense het ook hulp nodig. Fire and Rescue Emotional Support Unit. So eintlik as hier weer in P4 is, dan moet 'n mens eintlik so toe gaan en die mense wat die firefighting doen, bietjie gaan help. Ja. Nie met die vuur nie, want ek bedoel, Vir hulle water vat of kos vat of iets. okay. Hospital Chaplaincy Unit, Patients, Families and Healthcare Support Staff. Dis nice. Ek sal nogal like om mense in die hospitaal te gaan besoek. Military Defence Chaplaincy Unit, Soldiers, Veterans and Defence Personnel Care. Is daar nog 'n military in Suid-Afrika? Ja, Eldien, natuurlik is daar nog 'n weermag. Missing Persons and Family Support Unit. Is daar dan baie mense wat weggaan? Family Support During Search Operations. Motor Accident Unit. Actually, nou dat ek na hierdie ding kyk, is daar 30 units. Van die Motor Accident Chaplaincy Unit moes dit 'n addisionele punt gewees het. So daar's 30 units. Dis erg. As jy dit so kan lees. Police Law Enforcement Chaplaincy Unit, Political Chaplaincy Unit, School Anti-Bullying Chaplaincy Unit. Ek dink daarso is daar iets wat nogal erg is. Die kinders wat so geboelie word, want die kinders wil niks sê nie. School Chaplain, Pastoral Care for Learners, Educators and Staff. Sexual Assault/Rape Victim Support Unit, Immediate and Long-Term Victim Care. Sports Chaplaincy Unit, nou wat sal sport nou nodig hê vir chaplaincy? Athletes, Teams and Sporting Event Support. Ja, daar's so baie druk op daai mense, né? Natuurlik. Om te wen. Ek dink die bokke het veral die chaplaincy nodig. Ja, ons sal nie weet nie. Ek sê maar net, Substance Abuse Family Support Unit, Family Affected by Addiction. Suicide and Bereavement Support Unit, Suicide Prevention and Grief Care. Teen Pregnancy Support Unit, Counseling and Mentoring for Pregnant Teens, shame. Trauma and Crisis Responder Unit, Emergency and Disaster Response. Women and Child Shelter Chaplaincy Unit, Shelter-Based Pastoral Care. En dan sê Women and Child Protection Unit, Advocacy, Protection and Support Services. Youth Chaplaincy Unit, Youth Mentoring and Emotional Support. Hospice Unit and Chaplaincy on the Move, Community Support. Hier's daar maar baie units, né? Ja, nee, daar is 30. Sjoe, ek kan dit nie glo nie. Ja nee, ons probeer maar oral soos ek sê, oral wees. Ek gaan bietjie op hulle Facebook bladsy kyk en dan gaan ek bietjie kyk. Ja, maar weet my wat jy belangstel dan. As jy wil belangstel, dan kry ons die video in die rol. Ja, ek dink dis 'n goeie plan. Okay. Eldien, ek sien etenstyd verby. Ek moet hoor. Okay, Chris. So, fokus jy maar verder daarop en dan ja, laat weet my maar hoe jou gevoel is. Ja, maar jy het nou nog gesê iets van wat van 'n gevoel? 'n Gevoel is net tydelik. Ja, okay, laat die gees jou lei. Okay. Alright. Maar vir die hartlik, ons sluit net af. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Ja, Here. Dankie Vader dat daar sulke plekke is wat kan uitreik om u hande en u voete te wees, o Here Jesus. Vader, Here Jesus, wil u nie ook daardie deure oopmaak vir daardie mense wat die hulp nodig het nie. En ja, o Vader, ook ons so lei laat ons op die regte plekke uitkom, die regte mense uitkom. Ja Here, dat ons kan gaan hoop gee waar daar nie meer hoop is nie. Laat ons daar gaan vrede gee waar nie vrede is nie, Vader. En laat ons kan liefde wys waar daar liefdeloosheid is. Here, ek loof en ek prys en ek dankie dat u gewone mense soos ons kan gebruik om u hande en u voete te wees. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou sy vriende, ek weet dit is nou nie 'n kuiersessie gewees om God se woord nie, maar dis maar net iets om julle bewus te maak van wat daar is as julle belangstel om enigstens Jesus se hande en voete te wil wees. Ja, dan kan julle ons skakel of julle kan ons hoofkantoor skakel
My nommer is 083-232-2442. En die dametjie wat so lekker gelees het, se nommer is My naam is Aldien en my nommer is 082-92-49458. Okay, vriende. En dan, vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.